ons visie. Die Here maak ons soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Ons missie: om elke lidmaat toe te rus vir hul diens tot die opbouing van die liggaam van Christus. Ons strategie: gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal. Ons waardes: groei in die beeld van Christus. Konneksie: leef in konneksie met ander. Dien in jou God gegewe gawes. Deel die boodskap van Jesus Christus. Ons tema vir hierdie jaar is kom huis toe. Laat ons ons oor toemaak tot die koning van konings. Dankie ons hemelse Vader dat ons vanaand by mekaar kan kom en hierdie woord wat vanaand uitgaan, Vader, sal in elkeen se harte inval vanaand, Vader. Want hierdie is 'n mensgemaakte saak, dit is 'n saak van U, Vader, die Heilige Gees wat vanaand sal vaardig raak in die naam. Vader, ons bid dat elkeen in 'n laste sal vrykom vanaand, Vader. Dat ons net hoop en 'n nuwe hoop in U sal wees, Vader. Here, ek bid dat U die diens sal seën. Ek bid dat U my sal gebruik as 'n instrument in U koninkryk. Dankie, Here, dat ons weet ons is gered. Ons is kinders van die hoogste almagtige skepper van die heelal. Dankie, Vader, dat ons kan kinders van U genoem word. Dankie dat U vir ons reeds 'n plek voorberei vanaand, Vader. En ek wil vanaand in besonder vir elkeen van ons moeders bid vanaand, dat die seën oor hulle lewens sal wees, dat hulle sal oprig en beskerm. En soos wat Charlie vanoggend gesê het, dat elke vrou vanoggend vandag sal weet wie hulle in U is. Hulle sal opstaan as warriors in die koninkryk en ons sal almal mekaar sit bystaan en ons sal vir mekaar begin bid. In die naam van Jesus roep ons elkeen van hierdie vrouens, want hulle is nie vrouens nie. Hulle is dogters van die Almagtige God en ons loof en prys die heilige naam daarvoor. Dankie, Vader. Seën nou hierdie diens en seën die woord. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie julle. Baie dankie band. Ja, dankie julle. Nog 'n Moedersdag. Ek hoop julle het almal 'n lekker, wonderlike dag gehad. Ek weet sommer die Here en julle familie het julle geseën. Ek wil net vir julle sê, julle is nie belangrik vir julle families, vir julle kinders nie. Hier by Woord en Lewe is ons baie lief vir elkeen van ons moeders. En dit is 'n voorreg om vandag hier te kan staan en te kan sê, ek gee woord vir elke dame en vir elke man wat saam met hulle pad stap, vir elke kind wat die pad saam met hulle ouers stap. Loof die Here. Baie welkom aan elkeen van julle. Ek preek nie vanaand net vir die mammas nie. Ek wil vanaand hierdie woord oopmaak en ek wil vir elkeen van julle, want vir elkeen van ons gaan hierdie woord vanaand huis toe vat. So, ek weet nie van julle nie, maar ons is altyd op pad iewers heen. In hierdie besige wêreld waar ons onsself vind, ons is op pad. Ons is op pad huis toe, en dan is jy op pad werk toe, en dan is jy op pad kerk toe, en dan soms gaan jy so 'n winkel toe, so ons is altyd op pad. Maar vandag gaan ons nie net op pad wees in die fisiese nie, maar ons is ook op pad in die geestelike, en ook in die emosionele. Geestelik weet ons dat die Vader ons wil opvat na die volgende seisoen toe. Hy wil ons verhoog in ons seisoen. So ons is op pad na beter dinge om vir die koninkryk te doen. En dan het ons ook hierdie emosionele op pad. Jy is dalk op pad uit, 'n plek van seer.
Jy sal op pad uit in 'n plek waar jy nie meer wil wees nie. Maar vandag wil ek vir julle 'n storie vertel van 2 manne wat ook op pad was. Hierdie 2 manne is op pad na 'n dorpie met die naam van Emmaus. Nou julle mag nie judge nie, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie. Maar ek het vir Gerard gevra en hy het dit ook so gesê, so Emmaus. So hierdie 2 manne is volgelinge van Jesus Christus. En dit was die dag toe Jesus opgestaan het uit die dood uit. Nou loop hierdie ouens, hulle is op pad uit Jerusalem uit, op pad te Emmaus toe. En ek kan net dink, van my gedagte dink hulle los hulle geloof daar agter. Hulle los hulle hoop daar agter. En hulle drome los hulle daar agter. Hoeveel keer vind ons onsself nie dat ons hoop en ons drome en ons geloof net daar agter los, want ons is nou in hierdie seeplek van ons lewe nie. Maar ons weet dat Jesus gesterf het en ons weet wie ons in hom is. So nou wil ek vir julle vertel, hierdie 2 manne was moedeloos. Hulle het hierdie Jesus het hulle geweet, hy gaan kom, hy is die redder, hy gaan hulle verlos van die Romeinse koninkryk, en hulle het opgekyk na hom, so hy was die Here vir hulle gewees. En toe word hy gekruisig, en hy sterf. Nou ek onthou baie, so 3 jaar terug toe my mommy oorlede is, het ek so gevoel, want ek het dan nou gebid, Jesus, en ek het dan nou gevra en geglo, en toe sterf sy. Maar ek het nooit hoop verloor nie. Ek het altyd geweet dat my ma is op 'n beter plek. Nou ek weet nie of julle al met iemand gehad het in julle familie wat jy nou opgekyk het nie, want my ma was die gom van ons familie. En toe sterf sy. En dink dan net hierdie 2 manne, hier stap hulle het al die hoop gehad vir hierdie man wat Jesus Christus genoem word. En hy sterf. So nou bring dit my by ons eerste versie van hierdie storie. Hoor wat sê God, wat se God dien ons. Hy sê in Lukas 24 vers 15 tot 16 sê hy: Terwyl hulle nog so loop en gesels, dis nou die 2 manne, en dinge probeer ontrafel, so hulle was probeer uit te figure wat gaan aan. Ontrafel, het Jesus self nader gekom en saam met hulle verder geloop. Hulle oë is egter verhinder om hom te herken. So baie kere kom jy in hierdie seerplek of in hierdie goeie plek en jy dink net, waar is Jesus? Maar ek wil vir jou sê, net hierdie vers sê vir my dat Jesus is altyd daar. Hy is in jou seer, hy is in die goeie en hy is in die slegte. Ons wil altyd hierdie traumatiese oomblik hê met Jesus, of hierdie natuurlike ervaring, jy weet daai hoendervleis wat jy kry wanneer jy met Jesus praat, of selfs by die kerk, ons soek hom altyd, en dan mis ons hom. Ek weet nie van jou nie, maar ek al partykeer dan sit ek in my kar en dan sit ek in die plek en dan sê ek, Here, waar is U? Ek het nodig om stem te hoor, want ek het nou 'n foks nodig om te bevestig dat ek die regte besluit gemaak. En dan kom daar 'n Christelike liedjie op en al die woorde val net in my hart in. En dan weet ek dat ek weet dat Jesus het opgedaag. Ek het myself soveel kere gekry waar ek op die badkamervloer gesit het en dan kry ek net die teksvers in my hart. En hy staan dan diep in my siel en ek weet dat Jesus het opgedaag. Sien, ons soek Jesus op 'n plek wat ons dink hy net daar gaan wees. Maar hy is daar. Hy daag op. Die 2 manne het toe so lekker verder gesels en soos hulle toe nou kom en Jesus toe nou met hulle begin praat en hy vra toe so, waar gesels julle so lekker? En hulle sê toe, wat het jy nie gehoor van Jesus die Nazaret wat gekruisig is nie? Ons harte is nog steeds, is al 3 dae terug. Jy is nie een van die min manne wat dit nou weet. En hy sê,
Okay, maar wat sê die, wat sê dit toe vir Jesus? In Lukas 24 vers 21 tot 27 sê hulle, sommige vroue, dis wat hulle nou vir Jesus vertel, sommige vroue uit die geleedere het ons nog boonop heeltemal verwag. Hulle was vanoggend baie vroeg by die graf, maar kon nie sy liggaam daar kry nie. Nou ons weet hy het opgestaan. Hulle het kom berig dat hulle 'n visioen van engele gesien het wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons het na die graf toe gegaan en dit net so aangetref soos die vroue vertel het. Maar vir hom het hulle nog steeds nie gesien nie. En hoor wat sê Jesus toe? Jesus sê toe, o, hoe sonder begrip en traag van hart is julle om alles wat die profete gesê het te glo. Moes die Messias nie hierdie dinge ly om sy heerlikheid in te gaan nie. Hierna het Jesus begin om vanaf Moses en al die profete, al die skrifgedeeltes wat oor hom handel, vir hulle interpreteer. So hier kom Jesus en hy stap saam met hulle en hy hoor alles wat hulle sê en hulle vertel vir hom eintlik die goeie nuus dat Jesus het gesterf en hulle het bevestig dat hy opgestaan het. Maar nog steeds herken hulle nie Jesus nie. En hy het nie gekom met wonderwerke of visioene nie. Hy het gekom en hy het vir hulle die skrif gegee. Hy het vir hulle die woord gegee en hulle het opgewonde verder na skrif lees en hulle het opgewonde geraak in hulle binneste. Maar hulle het nie agtergekom dat Jesus reeds daar is nie. So Jesus gebruik hierdie skrifte om hulle te ontmoet in hierdie stikkende plek. So die waarheid is, die gospel is gepraat. Wanneer ons vandag, elkeen van ons, God net in perspektief weer kan bring, en kan sien wat hy vir ons gedoen het, gaan ek nou vir jou sê, jou reis gaan verander. Jou pad gaan verander. So ons tema vanaand is op pad. As jy nou agtergekom het, ons praat op pad. En ons praat dat Jesus jou op pad gaan ontmoet. Jesus stap saam, al sien jy hom nie. So nou kom Jesus en hy maak toe asof hy ander rigting gaan stap en hulle kom toe nou terug en sê nee, die son gaan al onder, hy trek al water. Kan jy net saam met ons kom nie, dan eet jy maar vanaand en slaap jy nou maar oor by ons. En Jesus gaan toe saam. Maar hulle besef nog nie, hulle staan in die teenswoordigheid van 'n heilige God. En hy het opgestaan en hy staan by hulle. En so gaan hulle staan by 'n tafel, hulle gaan eet en Jesus sit by hulle. En hoor wat sê hy in Lukas 24 vers 30 en 31 sê hy, terwyl hulle saam met hom aan tafel was, het Jesus die brood gevat, gedank, dit gebreek en aan hulle gegee. Toe het hulle oë oopgegaan en hulle het hom herken. Die oomblik toe hulle sy karakter sien en hulle besef dat wie is Jesus, toe gaan hulle oë oop en hulle weet, hulle is nou in die teenswoordigheid van die heilige God. En ek onthou in my verlede, in my dae, my BC-jare, die dag toe ek Jesus aangeneem het, was dit, soos gedoop, het nie deur die proses gegaan, maar jy het net nie daar gekom nie. En die dag toe Jesus sy hand in my lewe insit, toe gaan my oë oop en ek sien, dis hy het opgedaag, hy's hier en ek wil dit nooit weer anders te hê nie. En hoor wat gebeur net daarna, en dis hier waar ons vandag bietjie stil staan. Terwyl hulle Lukas 24 vers 33 lees ons, hulle het daar en dan opgestaan. Hulle het nie gewag om gou die nagmaal klaar te gebruik nie. Hulle het daar en dan opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. En 11 het aangetref en die ander saam met hulle wat die nuus vertel het. Die Here is regtig opgewek.
daai oomblik, toe jy die Here se hand in jou lewe sien, want onthou, God kom in jou persoonlike plek in, hy kom in jou intieme plek in, hy kom sit by jou tafel, hy kom in jou huis in. Die oomblik, toe hulle sien dit is hy, toe het hulle dadelik opgestaan, en hulle het dadelik teruggegaan na Jerusalem toe, na daar waar hoop is, na daar waar die kruis is, daar wat hulle drome is, en daar waar die opstanding gebeur het, het hulle dadelik teruggegaan. Maar jy sien dit, hulle het teruggegaan op dieselfde pad, as wat hulle gekom het. Op dat pad van pyn, het hulle teruggegaan. Maar hierdie keer, het hulle met 'n vuur in hulle hart gegaan, en hulle het 'n verwagting gehad, om vir mense te gaan vertel, sy getuienis, hulle getuienis, dat hulle Jesus in hulle huis ontmoet. Jesus ontmoet elkeen van ons op 'n pad. Ek onthou, en hierdie is 'n teaching wat ek vandag vir julle gee, dit is nou net so ietsiekie. Onthou net, jy gaan deur toetse gaan. Jy gaan deur daai pad moet stap, of dit 'n grondpad is met baie klippe, en of dit 'n plek is wat die pad uitgelê is, daar gaan toetse kom, daar gaan winde kom, daar gaan seer kom, daar gaan pyn kom, en daar gaan goeie dinge kom. Daar gaan plekke kom waar jy getoets gaan word, jou karakter in Jesus Christus gaan getoets word. En as jy hom nie gaan slaag nie, gaan God jou terugvat soontoe. En jy gaan elke keer terug moet gaan en van voor af op dat pad stap. So ek wil vir julle vandag bemoedig, terwyl jy op dat pad is en jy ontmoet Jesus op dat pad, wees reg om te weet dat jy gaan getoets word. Jy gaan deur al die toetse gaan. Jy sien, om Here te dien, is nie 'n opdrag nie. Dis 'n liefde vir iemand wat prys gegee het vir ons. Wat vandag sit in die regterhand van God. Ek luister na al die liedjies en ek het nie vir een van hulle gevra om vir ons 'n spesifieke liedjies nie, maar elkeen het gegaan vanaand oor Jesus. En Jesus gaan jou ontmoet. Gaan nie maklik wees nie. Dit gaan altyd 'n toets wees. Jy gaan altyd op 'n plek kom waar jy benoud en angstig staan. Jy sien, hierdie pad gaan jou terugvat na jou hoop toe. Dit gaan jou terugvat na jou geloof toe. Dit gaan jou terugvat na wat God vir jou bestem het vir jou toekoms. Want elkeen van ons is geroep. Vanoggend is ons gesê, ons is geroep. Ons weet nie wat is jou ministerie nie, ons weet nie wat jou roeping is nie, maar almal van ons is geroep om te bid. En almal van ons is geroep om te weet dat ons in lyn met die woord van God staan. So wanneer jy op hierdie pad stap, en jy is op pad na jou volgende bestemming toe, en jy hardloop uit jou moed uit jou geloof uit, staan net terug, en weet dat Jesus hierdie twee manne ontmoet het, 'n plek waar hulle nie eens geweet het nie. Wanneer jy in jou huis staan, en jy is moedeloos en moeg, en jy het nie die antwoord nie, gaan staan by die Here, gaan staan by sy voete, want hy sê, kom na my toe, my juk is sag. Hy roep elkeen van ons. So, hulle het omgedraai, en weer hierdie pad verder gaan stap. En hulle daar gekom en hulle het getuig. Jou getuienis is die belangrikste van alle dinge. Jou getuienis is met daai persoon wat moedeloos is, wat hoop verloor het, wat nie meer glo in die kruis nie. Jou getuienis is wat elkeen vandag moet weet, dat jy moet jou getuienis vir iemand gee. Want God is op pad. Hy is op pad na groter dinge vir jou toekoms. Hy is op pad om jou na die volgende geestelike seisoen te vat. Hy is op pad om in jou emosionele plek van pyn en van goed en van sleg. Want party van ons sit hierso en party van ons familielede weet nie eers waartoe is hulle op pad nie. Dis jou getuienis. Die oomblik wat jy weet
dat jy weet, dat Jesus in jou gees ingepraat het. Daai teksvers, hierdie woord, is die mees belangrikste woord wat jy kan hê, want hy is 'n tweesnydende woord. Hy sal elke woord wat jy praat, sal hy lewendig maak, want dit is, sy woord sal nooit terugkom leeg nie. So jy kan vir iemand vandag gaan vertel van jou pad. Of jy vandag hier so sit en jy is onseker van die volgende besluit. As jy vandag hier so sit en jy weet nie of Jesus jou ooit gaan ontmoet en jy voel is nie waardig nie, wil ek vir jou sê, Jesus het 2 manne op pad ontmoet. Hy het net stilletjies ingekom en hy het met elkeen van hulle gepraat. Jy sien hierdie 2 manne wat op pad Emmaus toe was volgelinge van Jesus. Hulle het begin op die pad van pyn en van teleurstelling. Hoeveel van ons begin nie op daai pad van pyn en teleurstelling nie? Hulle het nie meer hoop gehad nie. Hulle was af van die pad af. Maar toe ontmoet hulle Jesus. Hulle harte het begin brand toe hulle met Jesus begin praat. Brand jou hart nog vir die skepper van die heelal. Brand jou hart nog vir daai koning wat jy op die pad gaan ontmoet. En wat het hulle gedoen? Hulle het omgedraai en hulle die gospel gaan vertel. Hulle die goeie nuus gaan vertel vir 'n stikkende plek. So hulle het teruggegaan na hoop toe. Hulle het teruggegaan na geloof toe. So wanneer jy deur dinge gaan en jy voel jy het nie hoop nie, hardloop terug, nie weghardloop nie, want Jesus gaan jou ontmoet in daai plek. So wanneer ons op die pad is, jy hoef nie alles te verstaan nie, want ons weet net in dele, maar ons weet Jesus is nog steeds daar. Jy hoef nie dadelik antwoorde te hê nie. Net oop ore en oop oë. Jou pad, al was dit pynlik, kan mense terugbring na die geloof toe. Dis nie op die pad waar jy op pad is nie. Dit is die persoon wat jy gaan ontmoet in daai plek. Die persoon wat saam met jou gaan stap. Hy sê in Johannes 1 vers 1 sê hy, en hy het vlees geword. Hy gaan jou ontmoet in daai plek. Jesus ken al jou pyn. Hy weet elke ding van jou. Hy ken jou gebed. Hy ken jou drukkendheid in jou hart. Kom terug na jou geloof. Kom terug na jou hoop. So ek wil vanaand net 'n slotgedagte by julle los. En ek wil hê julle moet regtig ernstig daaroor gaan dink. So watter pad stap jy vandag? Het 'n keuse. Daar is in Matteus 7 vers 13 en 14, wil ek vir julle lees. Hy sê, gaan deur die noupoort in, want die pad na die verderf is wyd. Maar die pad na die lewe toe is nou. En die pad daarheen is moeilik. En min mense kry dit reg. So my vraag is vanaand, is jy op die noupad? Is dit maar moeilik partykeer om 'n Christen te wees? Of is jy op die wye pad wat dinge net lekker is en jy hoef nie te bekommerd te wees, want môre is nog 'n dag? Is die pad weg van hoop af? Of is jy gereed om die noupad te kies? Die pad wat nie altyd maklik is nie, want die woord sê dit vir ons oor en oor. Maar wat by die lewe self uitkom. Die pad waar Jesus jou gaan ontmoet. Hoor jy die stem van Jesus nog? Maak jy jou ore en jou oë oop om sy wonderwerke in jou lewe te sien. God is 'n God net van groot dinge nie. God is 'n God van alle dinge. En hy gaan jou, en jou klein dingetjies gaan hy by jou wees. Saam met hom gaan jy aan 'n tafel sit, en jy gaan met hom eet, en hy gaan intiem met jou wees. God sal opdaag,
maar jy moet bereid wees om sy stem te hoor en jou oë oop te maak om te kan sien. Die pad waar jou oë gaan oopgaan, is die pad wat jy vir jou vriendin gaan vertel. Vir elke een van jou familielede en sê, maar dit is wat my God gedoen het. Hy het opgestaan, hy het my lewe kom inwerk. Ek het die dag toe my hart vir die Here gegee. Ek en my suster, ons was maar wêreldse mense, en ons was op hierdie uitreik gewees, is 'n Christelike uitreik gewees, en ons was op hierdie uitreik, en was bover in Afrika gewees, en ons was rokers, ek en sy, so ons het gedink mense ry ons nie, baie gestaaks, ek glo vandag, dat die Here, dit is sin vir humor, so elke keer het ons gerook, en ek het die dag, toe ons by die kamp aankom, ons het in tente gebly, en ek het in die hoofpyne, julle, ek kan nie my oë oophou nie, ek het in die hoofpyn gehad, dat ek kan nie verstaan waar dit vandaan kom. Nou as jy woon in Afrika, jy het 'n pynpil, jy dink my ma daai dag vir my 2 Anadins gegee, en ek dink nie, ek weet nie van julle nie, maar Anadin het nie my hoofpyn gebreek nie. En ek het besef dat die vyand my kom aanval net daar. Want ek kan omtrent nie praat nie, want ek het daar migraine gehad. En daai aand loop ek na ons hoofpastoor toe wat saam met ons vir die uitreik is, en ek sê vir hom, ek weet nie wat gaan aan nie, maar bid vir my. En hy sê vir my, kom, en die Here het 'n ontmoeting met my daar gehad. En hy het daai aand vir my gebid, en ek het daai olie uitgehaal, daai olyfolie, en ek het by myself gedink, ek moet net nie my hare vol olie maak nie, want ons het nie eintlik 'n badplek hierso nie, hierso is jy se hele naweek daar. Maar die Here het 'n ontmoeting met my gehad. En toe ek terugloop vanuit my gebed, toe voel ek hoe die Here saam met my stap. En ek het daai dag 'n besluit gemaak, want om die Here op die pad te ontmoet, moet jy 'n besluit maak. Jy maak 'n besluit dat jy hom gaan dien. Dis nie net 'n gevoel nie, dis 'n besluit, 'n doelbewuste besluit, wat elkeen van ons moet maak. En daai aand het Jesus saam met my begin stap. En ek weet nie van jou nie, en ek weet almal van julle is klaar gered, en almal van julle is klaar in die koninkryk, en elkeen van julle het 'n getuienis. Maar ek sal hierdie pad 120.000 keer weer stap, as dit saam met Jesus is. So ons gaan hierdie pad stap, ons gaan hierdie dinkpaadjie stap, waar min mense ingaan. En wat moeilik is, maar ek wil jou bemoedig vanaand, wees reg. Die tyd is nou. Jou tyd is nou om jou storie te gaan vertel van hoe Jesus jou op die pad ontmoet het. Jou getuienis is meer belangrik as enigiets, en jy kan 'n verskil maak in iemand se lewe. So ek vra vir jou, op watter pad is jy? Is jy met een voetjie in hierdie bootjie, en 'n ander voetjie in hierdie bootjie? Is 'n bietjie in die wêreld, en 'n bietjie in Jesus se koninkryk? Want een of ander tyd, gaan nou bootjies uit mekaar uit. En jy gaan seer kry. So jy moet 'n keuse maak, is jy in die wêreld, of is jy in en op die dinkpaadjie? Ek wil dit aan julle los vanaand. So ek wil vir julle ook sê, dames, ons het julle nie vergeet nie. Weer is Moedersdag, ons het vrou na God se hart, het pastoor Ronnie se woord in 'n boekie opgeneem. Ek weet nie van julle nie, maar pastoor Ronnie het elke Sondagoggend dat 500 skrifte oor hierdie gemeente gebid. En elke skrif het ons in hierdie boekie, met die boublokke, het ons in hierdie boekie gesit. So dames, as jy nie vanoggend een gekry het nie, asseblief, vat ene, dit is vir jou, om te begin verklaar oor jou familie, oor jou kinders, oor jou lewe. Hierdie skrif sal lewendig word in elkeen van julle. Ek glo dit in my hele hart. So dit is 'n geskenk, dit is 'n besondere geskenk, dit is 'n limited edition, so dit sal nie weer uitgedeel word. Dis julle moet asseblief seker maak dat jy vandag eenetjie vat. En dan is jy nie 'n mamma nie.
gee vir jou ene. Sodat jy die woord oor jou lewe kan spreek en jou familie kan spreek. Vanaand staan ek hierso en ek weet hoe voel dit om op die wye pad te staan. En ek weet hoe verlore ek was, en hoe seer dit was, en hoeveel teleurstellings ek moes deurgaan. Want ek het alles so staat gemaak op hierdie persoon, en toe sterf hy, sy. Maar vandag kan ek hier staan, en ek kan sê, die Here, Jesus Christus, het my op die pad, waar ek nie die minste verwag het hy my ontmoet, en hy my vrygemaak, om vanaand hier te kan staan en te kan sê, my getuienis maak saak, want Jesus leef. Amen, amen. So vanaand as jy huis toe gaan, of jy kry in jou kar, en jy sit daar Christelike musiek aan, en daai woorde val in jou hart in, weet dat Jesus daar is. As jy vanmôre met jou vriendin praat, of met jou vriend praat, en jy deel met hom iets en hy luister net, sonder om jou te oordeel, weet, Jesus is daar. En wanneer jy op jou balkon sit, soos ek baie gedoen het, en hy daag net op. Was 'n teksvers wat op my foon opkom. Dis Jesus. So vanaand jy huis toe gaan, maak 'n besluit. Bly ek op hierdie pad, of is my een voet maar nog 'n bietjie in die wêreld? En julle vanaand bless, wees geseën. Ek wil vir die Andro, dat sy weer die diens kan afsluit. Mag die Here met julle wees, en saam met julle die pad stap, vir die volgende 100 jaar. Amen. Julle moet besluit gaan vir die woord. Ons wil net sê dankie vir hierdie diens, Here, dankie dat U gekom het en dat ons kan leer vanaand, Here, wat se pad is ons op, Here. Mag ons hierdie week gaan en besef waar is ons en mag ons hier ontmoet waar ook in ons is, Here, en dat ons 'n 360 draai moet maak, Here, om by nou pad te kom, Here, lei ons so toe, Here. Wees saam met almal vanaand, Here, dat ons veilig sal kom waar ons moet en volgende week by mekaar sal kom, Here. Ons bid in Jesus naam. Amen. Ons visie. Die Here maak ons soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Ons missie. Om elke lidmaat toe te rus vir hul diens tot die opbouing van die liggaam van Christus. Ons strategie. Gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal. Ons waardes. Groei. In die beeld van Christus. Koneksie. Leef in koneksie met ander. Dien. In jou God gegewe gawes. Deel. Die boodskap van Jesus Christus. Ons tema vir hierdie jaar is kom huis toe.